Psalm 54, en as ons na die woord van die Here gelees het, sal ons dan saam verenig in gebed. Kom ons luister na die woorde van die Here. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n onderwysing van Dawid. Toe die Sefiete gekom en aan Saul gesê het Dawid hom nie by ons weggesteek nie. O God, verlos my deur u naam en doen aan my reg deur u mag. O God, hoor my gebed. Luister na die woorde van my mond. Want vreemdes staan teen my op, en tirane soek my lewe. Hulle stel God nie voor hulle oë nie. Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun. Hy sal my vyande die kwaad vergelde, vernietig hulle in u trou. Vrywillig wil ek aan u offer. Ek wil u naam, o Here, loof, want die is goed. Want die het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien. Tot sover die skriflesing van die woord van die Here vanoggend. Ons maak gebruik van hierdie geleentheid om tot die Here te nader in gebed. Kom ons bid saam. O God, ons God, na wie ons ook vanoggend die voorreg het om te nader in gebed, en smeking, lofprysing en afhanklikheid. Ons kom vanoggend hier by mekaar as medebroers en susters in die geloof, in die liggaam van Jesus Christus, waardeur ons gered is, om aan U te bring al die eer, en die heerlikheid, die krag en die majesteit tot in alle ewigheid. Ons weet, Here, daar is niks en niemand, geen een soos U nie. U het geen begin en geen einde nie. En U is ver verhewe bo die menslike verstand, intellek en woordeskat. Tog het ons die voorreg, ja ons wat vanoggend hier in die kerk is, om U te kan ken, om van U te mag weet en U in ons lewens te voel en te ervaar, terug te kyk in ons lewens en U hand raak te sien. Ja, selfs nou, hierdie tyd en op hierdie dag. U het 'n belofte gemaak aan U kinders, dat U vir hulle God van die verbond sal wees, 'n Vader sal wees, tot in alle ewigheid. En ons het die voorreg om dit te kan beleef, en te weet hoe dit voel, want U is ons God. Die verbondsgod wat getrou bly aan U beloftes van geslag tot geslag. En dit sien ons raak in ons lewens, in die kerkse geskiedenis, waar ons ook hierdie afgelope tyd stilgestaan het by die hoeveelste jaar van ons kerkse herdenking van stigting. Sweet en bloed. En ons gelei, Here, om uiteindelik ook weer die oë op U te fokus. Maar ons dan ook vanoggend rondom die woord vergader hier as 'n gemeente bymekaar, bid ons dat deur die Heilige Gees ons harte sal open en ontvanklik maak, dat ons dit sal inneem wat U vanoggend vir ons sê. Waar baie van ons onsself in moeilike omstandighede bevind, uitdagende omstandighede, waar ons onsself so gereeld bevind in 'n donker grot of tonnel sonder einde, kom U vandag na ons toe hier by die kerk deur die woord, deur die Gees, om vir ons te kom leer. U is ons helper. Mag ons dit ook so glo en mag ons so gaan lewe. Ons vra Here dat U ons sal beskerm in hierdie erediens, U hand van bewaring oor ons sal hou. Ons bid ook so, Here, dat U hand van bewaring oor die eie ure sal hou. Baie dankie vir die woord wat op die kansel geopen is. Baie dankie dat ons daaruit kan lees en dit kan hoor. Baie dankie vir die soenoffer in Jesus Christus wat vir ons toegang gee tot U. En baie dankie vir die kragvolle inwerking van die Heilige Gees wat al hierdie skatte wat opgesluit is vir ons open, en dat ons dit kan hoor. Sien ons ook in hierdie diens, en dat elkeen van ons ook vanoggend nie anders sal kan as om te antwoord, ja Here, stuur my nie op. Net wat U sê, Here, dit sal ons doen. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek net vir ons aan vers 6, dan ook ons tema vanoggend, kyk, God is my helper. En dit is net daar die eerste gedeelte van die vers wat ons tema is. Maar as mens dit verder lees, dit is die Here wat my siel ondersteun. Kyk, God is
my helper. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, stel jouself net vir 'n oomblik voor, jy bevind jouself daar in 'n dorre, geharde woestyn, die son brand jou genadeloos, seer. Dit is nie lekker nie. Ongelukkig moes jy gevlug het, weggehardloop het, want jou lewe word bedreig. Jy moes letterlik alles wat jy besit, materialisties en emosioneel, agterlaat en vlug vir jou lewe. En jy vlug woestyn toe, want daar in die woestyn, daar is jy veilig, want daar is mense wat jy ken. Daar is mense wat jy vertrou. Mense wat jy weet, jou sal veilig hou en selfs ook beskerm. Maar daar in die woestyn bevind jy jouself moeg. Jou liggaam is moeg. Jou moed is gebreek en jou hart is stikkend. Want jy het gevlug na die woestyn toe, jy het gevlug na jou mense toe, jy het gaan skuilings soek by mense wat jy vertrou het, jou eie mense. Maar hulle het jou verraai, hulle het jou as te ware in die rug gesteek. Hulle het jou vyande gaan vertel presies waar jy is en waar jy wegkry. En nou weet jy, die gevaar kom nader. Elke asemteug, elke oogknip, nader en nader. Die geluid van die gevaar kan jy amper hoor. Jou keel trek toe. Wie sal jou nou kan help, want jy het ons nou staat gemaak op hierdie mense wat jy vertrou. Wie sal jou nou kan help of uithelp vanuit hierdie situasie of omstandigheid? Ek dink baie van ons ken hierdie gevoel. Ons weet wat besig is om hier aan ons verduidelik te word. Ons weet hoe dit voel as iemand jou in die rug steek. Ons weet hoe dit voel as iemand jou verraai. En ons weet hoe dit voel as iemand jou teleurstel. Ons kan dit nie anders nie as om dit saam te vat in bitter seer. Daardie tye voel 'n mens so alleen, dit voel of jy net bloot ook niemand en niks meer kan vertrou nie. Nou, dis 'n goeie beskrywing van presies waar Dawid was. Dis presies in hierdie omstandighede waar binne hy homself bevind. Maar in daardie donker uur van sy bestaan en daardie seer en moeilike oomblik van sy lewe het hy nie stil gestaan, stil gebly of oorgegee nie. Hy het na die lewende God geroep. En hy daardie noodkreet, daardie uitroep na die Here en hierdie pragtige Psalm 54 wat dalk 'n bietjie onbekend vir ons is, ontstaan of is dit gebore. Deur hierdie Psalm wat ons vanoggend saam gelees het, kom praat die Here dan ook baie direk en persoonlik tot jou en my vanoggend. Die boodskap wanneer hierdie hele Psalm loop, die boodskap wat ons raak sien, die goue draad is eenvoudig, maar tog so lewensveranderend. Kyk, God is my helper. Kyk, 'n uitroepteken daarna sê, kyk, God is my helper. Hierdie preek is vir elkeen wat al verraai gevoel het, elkeen wat al alleen gevoel het en gevoel het asof die wêreld teen my is en asof die swaarte van die wêreld my plat druk. Hierdie is vir elkeen wat al gevoel het asof die storms van die lewe te veel geraak het, daardie ene wat weet wat dit beteken om in mismoed vasgekeer te word of mismoedig te wees, om konstant en gereeld teëspoed te ervaar, teleurstellings, verlies, skade, slegte nuus. Kom ons luister saam. As ons daardie opsomming so saamvat, dan wil ek vir julle sê, hierdie Psalm praat vanoggend met elkeen van ons. Elkeen van ons wat vanoggend hier
in die kerk is. Mag die Heilige Gees ons harte dan vandag so aanraak, en jou seer so genees, dat as jy vanoggend hier uitstap, dat jy met nuwe hoop, en nuwe moed sal uitstap. Kyk, die Here, ons God, is my helper. Ons kyk so 'n bietjie na die konteks, Dawid, ons ken hom baie goed. Hy was die jong man wat God met olie laat salf het om eendag die koning van Israel te wees. Maar Saul, die koning wat tans op die troon sit, het hom met 'n heilige passie gehaat. Hy was jaloers op hom gewees en hy wou hom doodmaak. En Dawid moes vlug, hy moes vlug vir sy lewe. En hy moes soos 'n wilde dier daar in die wildernis probeer oorleef en 'n bestaan maak. En hy het gevlug na die gebied toe wat in die woord van die Here ook vir ons genoem word, Sif. Hy het daarheen gegaan, 'n plek uit die stam van Juda, 'n plek wat hy ken, mense wat hy ken. Hy het uiteindelik ook gehoop dat as hy na hierdie mense toe vlug, hy dalk daar 'n bietjie beskerming sal kry, 'n bietjie rus sal kry, uiteindelik ook dalk 'n nuwe hoop en ondersteuning sal kry. Dis mos wat ons doen, ons vlug na ons eie mense toe, die mense wat ons voel agter ons staan. Maar die inwoners van Sif, die mense wat hy gevoel het hom moet beskerm, het hom verraai. Hulle het na Saul toe gegaan en hulle het vir Saul gesê, kyk, hier is hy, Dawid kry hier by ons weg. Hierdie mense wou eerder die guns van hierdie magtige aardse koning koop, as om getrou te gebly aan die gesand en gesalfde van God. Dit was nie net 'n ligte teleurstelling, ons ken daardie gevoel en die emosie wat Dawid moes beleef het, daardie diep verraad. Dawid was fisies in lewensgevaar, hy moes vlug, hy moes weghardloop, maar ook emosioneel stikkend gewees. Mense van sy eie bloed, mense wie hy geken het, op wie hy vertrou het hom as ware in die rug gesteek en hom verkoop. En ons weet hoe ons reageer as iemand ons in die rug steek. Maar nie Dawid. Dawid het nie wraak geneem nie. Dawid het nie in opstand gekom nie. Dawid het nie in bitterheid verval nie. O nee, wat ons lees in die woord van die Here is nadat al hierdie dinge gebeur het, nadat hy emosioneel stikkend en plat op die grond was, het hy na God toe gevlug. Hy het na die Here toe gevlug en hy het uitgeroep, red my Here, deur U naam, hoor my gebed, luister na die woorde van my mond. Hy het sy vyande hier beskryf as mense wat geen rekening hou met God nie. Toe in die middel van sy nood kom die keerpunt. In die middel van hierdie storm, in die middel van hierdie gevaarlike lewensgevaar, sien hy God raak. Die wonder van ons geloof, as ons ons oë op die Here vestig en gefestig hou, dan sal ons hom raak sien. Ons sal hom beleef en ons sal sy krag ook ervaar. Dawid sien die Here raak en hy sê, kyk, God is my helper. Hy is veronderstel om op 'n horisontale vlak te beklei en te stry en sy naam reg te kry. Maar nie hy nie, Dawid skreeu uit, bely, kyk, God is my helper. Die Here is dit wat my siel ondersteun. En hy bid dat God getrou sal optree en hy beloof om die Here te loof en offers aan die Here te bring. Hy eindig met sekerheid. Hy eindig hierdie psalm met so 'n mooi beeld. God het my uit al my benoudhede verlos, gered. God is nog altyd daar. En as daar nou iemand in die Bybel is wat kan praat oor tye van benoudheid, moeilike en onsmaaklike omstandighede of onregverdigheid, dan is dit Dawid. En reg deur die psalms hier sien ons hoe Dawid, selfs in Psalm 46, dit so mooi stel, God is 'n toevlug
in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Nog elke keer sê die woord van die Here vir ons, het God as die oorwinnaar in 'n stryd van benoudheid getree. Nog elke liewe keer het die Here as die enigste een uitgetree wat staande bly en ons help. Dawid se benoudhede, geliefdes, wil ek vir u sê, nie een van ons het dit al beleef nie. So ons kan maar hierdie man op sy woord neem. Ons kan glo wat hy sê en ons kan dit deel maak van ons elke dag en veral ook ons geloofse lewe. Psalm 54 is 'n verhaal van 'n man wat in die vuur van verraad geleer het om op God alleen te vertrou, op God alleen staat te maak. Dit is die beginsel van Psalm 54 wat reg deur hierdie Psalm hardloop en ons sien dit baie duidelik as 'n kragtige beginsel raak. Wanneer mense jou verlaat, wanneer mense jou in die rug steek en wanneer mense jou teleurstel en die lewe en jou omstandighede jou in die woestyn plat druk waar die son jou genadeloos verbrand, is God jou helper. Kyk na hom. Kyk na hom. Dawid het nie eers probeer om self 'n plan te maak of om mense te oortuig nie. Hy het reguit na God toe gegaan en hom op sy naam beroep. Hy het geweet met wie hy praat. Hy weet met wie hy besig is. Dit is vir hom belangrik en dit is vir ons net so belangrik. Hy erken dat sy vyande sterk en goddeloos was. Maar hy staan op soos iemand wat weet dat my God is sterker as my vyande, sterker as die storm wat oor my lewe woed. 'n Belydenis wat Dawid maak, wat jou en my baie kan help in hierdie tye waarin ons lewe. Hy het geweet, sy God is sterker. Die hart van die Psalm natuurlik is daardie woordjie, kyk. Kyk. Dit is asof Dawid vir homself en vir ons wil sê, moenie na die gevare kyk nie, moenie na die probleme kyk nie, moenie jou tyd daar mors nie. Kyk na die helper. Kyk na God. Fokus op God. Daar lê die uitkoms, daar lê die oplossing, en daar lê jou hulp, selfs in moeilike tye. Dit is asof Dawid ons so aan ons skouers vat en ons ruk en sê, kyk tog net, kyk na die Here. Nog nooit het hy jou teleurgestel nie. Nog nooit het hy sy hand van genade vir jou toegemaak nie. Nog nooit het hy sy rug op jou gedraai, op jou en jou rug gesteek nie. Nog nooit het hy jou verraai nie. Kyk na God. Dis die eenvoudigste antwoord op al ons probleme. Kyk, God is jou helper. Hy is daar, hy is hier, hy is met ons. God is nie 'n afwesige toeskouer nie. Hy is die helper wat jou lewe aktief ondersteun en vashou. Hy is getrou, hy doen reg. Daarom kon Dawid selfs voordat die redding sigbaar was, is die wonder van hierdie verhaal, voordat hy uitkoms beleef het, voordat hy, kom ons sê, die antwoord op sy gebed gekry het, al beloof om die Here te loof en te prys en hom te dien, want Dawid se geloof was so sterk geweest dat hy het geweet, God sal optree. Hy het geweet. Hy kon dit in sy eie lewe sien. God sal optree. God sal daar wees. En hierdie beginsel loop soos 'n goue draad deur die hele Psalm. Verraad, pyn, probleme en uitdagings bring gelowiges, nie mense nie, bring ware gelowiges by God uit. En by God vind ons die helper wat nooit val nie. Teleurstellings, pyn, seer, mismoed, teëspoed bring ware gelowiges by God uit. Want ons weet, God sal ons nooit teleurstel. Hierdie waarheid wys ook vorentoe na Jesus Christus, en mense kan dit amper saamvat deur om te sê, hy is die volmaakte Dawid, sy eie disippels, die mense vir wie hy gekom het om te sterf, die mense vir wie hy lief was,
het hom verraai, het hom in die rug gesteek, het hom teleurgestel. Sy vriende het hom alleen gelaat. Na die kruis het hy die diepste verraad en eensaamheid gelei wat ooit gelei sal kan word. En tog daar het hy uitgeroep na sy Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Uitgeroep na sy Vader, dit is volbring, die werk waarvoor ek gekom het, is voltooi. Hierdie mense wat hier staan en my in die rug steek, is gered. Hulle prys is betaal, hulle sondes vergewe, hulle beeld en identiteit herstel. Die Vader het hom opgewek in die doodheid, en omdat Jesus die helper self die pyn gedra het, kan hy jou help. Omdat hy self in jou voetspore loop en in jou skoene staan, kan hy jou nou help. En in hierdie Psalm word die beginsel van Jesus Christus volmaak. Immanuel, God is met ons, God is ons helper. Nou vir jou en my vandag, broeders en susters, hierdie beginsel is nie net vir Dawid en die mense van daardie tyd nie, dit is vir jou en my vandag ook, in ons wêreld van brose verhoudings, kinderstories, lelik, om afbrekend te wees, teleurstellings, pyn, skade, verlies, seer, ons kan die lys is legio, en selfs eensaamheid of alleenheid, tussen 'n groep mense sê God vandag vir jou en my, vir ons as 'n gemeente, kyk na my, ek is jou helper. Hy maak dit persoonlik, nie universeel om te sê die ons beginsel nie, dis asof die Here persoonlik met jou praat. Hy ken jou omstandighede, hy weet waarmee jy worstel, hy weet wat is jou uitdagings, hy ken jou in al jou weë. Die vraag is, ken jy hom in al jou weë? Dis waaroor hierdie preek gaan. Miskien sit jy vandag hier met 'n seer hart. Iets of iemand naby aan jou het jou teleurgestel. Jy voel dalk alleen in jou stryd met siekte, met hoop, met skuld of vrees. En die vyand in die wêreld fluister dat niemand omgee nie. Jy moet maar self jou eie las en juk dra. Jy moet maar self die moeite en die seer en die swaar van hierdie lewe dra. Dis wat die wêreld vir ons sê, maar die woord roep ons. Kyk, God is jou helper. Hy sien jou trane. Hy hoor jou stilte smeeking. Hy hou jou lewe vas, wanneer alles rondom jou wankel. Selfs al wankel die aarde weg in die hart van die see, die berge in die hart van die see. Nogtans sal ek jubel in die Here. Nogtans sal ek jubel in die Here, my helper en my God. Nou, hoe leef ons dit uit? Dis baie eenvoudigheid. Jy moet elke liewe dag van jou lewe na God toe kom. En elke liewe dag van jou lewe jouself bewus maak dat jy hom moet fokus, dat jy hom moet opsoek, dat jy voor sy aangesig moet staan. Jy doen dit deur gebed, smeking, bepleiting en verheerliking. Jy doen dit wanneer jy jou Bybel oopmaak en nie maar net spoed lees om jou gedagtes of gewete te sis nie, maar om werklik, soos ons 'n skattejag doen, te werk om die prys van die ewigheid te beleef. In vandag se tyd, jy soek so die Here in jou stilte tyd en in jou gebedslewe. Jy gooi jou hart oop voor die Here, glo my geliefdes, hy sal nie skrik nie. Huil oor jou sondes voor God. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Doelbewus op na sy woord en sy beloftes, eien dit jouself toe en loof hom en prys hom en dien hom en volg hom selfs in die donker, want hy is goed. Vertrou met jou hele lewe en wees dan self ook 'n helper, verander in die gemeente. Ek dink dit is die belangrikste. Stel jouself beskikbaar as werktuig of instrument van God, dat hy jou kan gebruik om iemand anders te help en daardeur die eer te ontvang. Dit is ons groot verantwoordelikheid as gelowiges en kinders van die Here, lidmate van ons gemeente, is ons moet omsien na mekaar.
Ons moet mekaar in liefde vermaan en aanspoor, mekaar help bystaan, 'n skouer wees, eerder as 'n rede wees. Mag die Here ons ook sterk in daardie taak om so te lewe. Jesus Christus kry ons natuurlik die krag hiervoor, hy het alles erger beleef as wat ons beleef het, maar hy het staande gebly. En hy stuur sy Heilige Gees om ons te troos en ons te versterk. Jy hoef nie uit jou eie sterk te wees nie, jy hoef net na hom te kyk, jy moet hom ken, jy moet op hom fokus. Hy sal jou dra deur elke woestyntog, deur elke nag, tot by die ewige rus. En ek sluit af. Geliefdes, ons het vandag so stadig deur Psalm 54 gestap. Ons het gesien hoe Dawid verraai was. Ons het beleef en ons ken dit van sy hele lewe, die teleurstellings, die seer, die pyn, die uitdagings en die hindernisse wat hy moes beleef. Maar ons het ook gesien hoe al hierdie dinge, alles wat in Dawid se lewe gebeur het, hom gedryf het na God toe. Ons het gesien hoe al hierdie dinge in sy lewe hom nader aan die Here gedryf het, en dit gemaak dat Dawid op God vertrou en op hom fokus, as ware sy hele toekoms in die hande van die Here geplaas het. Ons het die beginsel van Psalm 54 en Dawid se lewe baie duidelik gehoor, kyk, God is my helper, dit is baie eenvoudig. En ons het gehoor dat hierdie helper van Dawid, die lewende God van die hemel en die aarde, ook jou helper is, en my helper is, ook vandag hier teenwoordig is, môre en elke dag, vir jou beskikbaar sal wees, en beskikbaar sal bly, in Jesus Christus. Jy moet hom net ken. Dis die geheim, dis hoekom ons baie keer val. Dis hoekom ons baie keer deel word van die wêreldse probleme, nie die oplossing. Dis ons ken nie die Here nie. Ons weet van hom. Ons ken hom. En Dawid het ons kom leer vanoggend dat kyk waartoe is jy in staat as jy die Here werklik ken. En mag die Here ons dan ook lei deur die Gees in hierdie week om die Here te ken, te gaan leer ken. Van die huis te bedeed die vaste waarheid diep in jou hart. God is jou helper, hy los jou nie, hy dra jou, hy sal jou uit elke benoudheid red. Kyk na hom, vertrou hom, loop hom, hy is getrou, en hy bly getrou van geslag tot geslag in alle ewigheid. Mag hierdie waarheid jou seer genees, mag dit jou vrees stil maak, en mag dit jou hoop laat opvlam. Die helper, ons helper, die grootste helper, die enigste helper wat ons nodig het, is met jou, by jou, vandag, môre, elke dag, tot in alle ewigheid. Dis genoeg. Amen. Kom ons staan. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook vanoggend te kon aanhoor uit die lewe van Dawid, waar ons die lyn kan trek tot by die lewe van Jesus Christus, dat U nog altyd die een is wat ons nooit ons kragte sal versoek nie, en daarmee sal nie net uitkoms sal gee nie, maar vir ons die uitkoms altyd sal wees. Help ons, Here, dat AP Kerk standaard ons beleid in hierdie tye waarin ons lewe sal wees. Kyk, God is ons helper. Dit sal ons staande hou, gefokus hou, en naby aan U hou. Ons weet, Here, U het dit in die Bybel vir ons bekend gemaak, dat daar in die laaste tye dinge baie erger gaan word. U sê dit self daar in Johannes 16 vers 33. Elkeen gaan nou na sy eie huis toe gaan en sal verdrukking beleef, maar hou goeie moed, want Jesus Christus het die wêreld oorwin, en hy is ons helper, en mag dit vir ons genoeg wees. Ons geen probleem, geen uitdaging, geen hindernis, en geen beproewing groter as U nie. Dit sal nooit groter as U word nie. En dankie dat ons ook dan kan glo en vertrou in hierdie helper. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen.